Ek weet nie of jy die storie ken of die grappie ken wat ons as kinders vertel het van wat is erger as 'n wurm in jou appel? 'n Halwe wurm. Nou wat dit beteken is, jy het al klaar 'n appel gehap en dit beteken jy het 'n halwe wurm in jou appel gesien en die ander helfte slaan jou mond. En daar's niks so terrible soos dit nie. Of die idee van dit van jy's besig om 'n wurm te sluk is net, dis upsetting. Nou ek het gister 'n dag gehad wat het gevoel het of ek 'n halwe wurm in my mond het. Gister was nie vir my 'n lekker dag nie. Vir die eerste keer vandat die lockdown begin het, was gister net vir my een te veel. Ek het gevoel ek is oor dit, ek kan nie meer nie. Ek wil vir die Here werk, ek wil doen waarvoor hy my geroep het, maar ek is moeg. Ek is moeg want ek kan nie uit my huis uit nie. Ek is moeg want ek kan nie by iemand gaan stop nie. Ek is moeg want ek kan nie doen waarvoor ek geroep is om te doen nie. En wat vir nog erger maak is, ek het 'n intense behoefte om my hare te laat sny. Ek het 'n intense behoefte om saam met vriendinne om 'n tafel te sit en koffie te drink en te kuier. En gister het ek net gevoel, ek is besig om 'n halwe wurm te kou en ek hou nie daarvan nie. En dit is so right om so te voel. Ek het gister my oë uitgehuil, want ek was oor dit. Ek was net oor dit. Maar die punt is, daar kom 'n tyd in hierdie hele lockdown ding, wat ek dink ons almal 'n bietjie oor dit is. En vir party kom dit dalk vroeër as vir later. Myne het, ek weet nie eens op watse dag is ons vandag nie. 44? Wel, dis my dag het gekom. En gister het ek net eens besef dat hierdie is 'n werklikheid en maak nie saak wat gebeur en hoe die toekoms vir ons lyk nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is hier vir 'n rukkie. Ons gaan eendag om voltyds by die Here te wees. So ons is net vir 'n rukkie hier. En ek het 'n go-to skrif wat as ek voel soos ek voel, dan is daar 'n skrif in die Bybel wat my net altyd encourage en my altyd moed gee. Want sien, dis alright om 'n dag te hê wat jy voel jy kan nie meer nie, maar dit is nie alright om in daai moment te bly nie. Jy het nodig om terug te keer na die Here toe en te sê, Here, ek is sorry. Ek weet U is in beheer en ek keer net terug met my gedagtes en emosies en gevoelens terug na U toe. En die skrif wat my altyd terugkeer is in Romeine 12 hier van vers 11 af. Ek lees dit vir jou in die boodskap. Moenie een oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Sien met blydskap uit na daardie dag waarop die Here alles nuut kom maak. En dan vers 12 in die 33-53 vertaling sê, en moenie op om te bid nie. Gaan lees dit mooi. Moenie op om te bid nie, volhard in gebed. Ons gaan daar kry wat nie vir ons lekker is nie. En dis oukei. Maar dis nie oukei om daar te bly nie. Ons het altyd nodig om terug te keer na God toe. Al gaan dit goed, al gaan dit sleg. As die Here jou God en Here is en jy weet wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het en jy weet dat jy eendag vir altyd by hom gaan wees, kan jy nie toelaat dat lockdown jou onderkry nie. Sien julle, ek preek volgens myself, maar ek weet julle gaan ook hierdeur. Daar is moments wat jy net voel ek kan nie meer nie. Maar ek wil nou vir jou sê, moenie opgee nie. God is nog steeds daar. Vandag is ek by die huis, want dis waar die Here wil hê ek moet vandag wees. So wat kan ek van die huis af bereik? In elke situasie kan ons iets vir die Here doen. Ons hoef nie te gaan verslap omdat dit lockdown is nie. Ons dien 'n groot en amazing God. En ek het net weer eens besef, na my halwe wurm dag gister, dat God is nog steeds goed. Al gaan dit dalk nie met my goed nie, is God nog steeds goed. En het ek nodig om dit net weer te onthou. Ek hoop nie jy het 'n dag vandag wat jy dalk voel jy het 'n wurm gesluk nie. Spoeg hom uit, beweeg aan. Ek hoop jy het 'n lekker dag hê.